dag het 'n man in die veld gaan stap en op 'n eier afgekom wat hom heeltemal gefascineer het. Hy het nie geweet wat se eier is dit wat hy optel nie. Hy neem dit toe terug na sy kamp toe en hy besluit om dit onder 'n hoender in te sit wat besig was om te broei en die eier te laat uitbroei sodat hy kan sien wat se voël dit is. En dit gebeur toe nou ook en hierdie jong voël word groot tussen die hoenders. Hy begin hoendergewoontes aanleer. Hy pik, skrop en fladder, hy vreet wurms. Hy is maar daar op die werf rond tussen al die ander hoenders. En op 'n dag toe val daar 'n groot skaduwee oor die werf en toe hy so opkyk, toe sien hy, "Sjoe, maar hierbo is 'n voël." Hy draai net sy vlerke so op die wind en dan vlieg hy. En hy sweef en dit lyk toe vir hierdie jong voël verskriklik lekker. En hy besluit hy gaan na die hoofhoender toe gaan om by hom te hoor wat kan hy doen om te kan vlieg. En die hoofhoender sê toe vir hom, "Boetie, kom, dis nou tyd dat ek vir jou vertel hoe werk die lewe. Ons is hoenders. Vergeet van die idee om te vlieg. Jy kan nie vlieg nie, ons kan nie vlieg nie. Wat meer is, ons gaan nêrens heen nie. Ons bly net hier op hierdie werf. Ons pik, ons skrop, ons fladder miskien so 'n bietjie, maar dan moet iemand ons skrik maak. Ons vlieg nie baie hoog nie en ons gaan nêrens heen nie. Ons bly net hier." En hierdie jong voël was verskriklik hartseer, wat diep binne in hom het hy die passie en die begeerte gehad om ook te kan vlieg. Want weet julle wat? Hierdie jong voël was inderdaad 'n arend, net soos die voël wat hy hoogbo sien vlieg het. En so het ek en jy ook hoenders in ons lewens. Mense wat vir ons sê, ons is nêrens heen op pad nie. Ons moet vergeet van ons drome. Ons moet tevrede wees met waar ons is en wie ons is. Kom ek vertel vir julle so 'n bietjie van my storie. Ek is die jongste van 7 kinders. En nou kan julle verstaan, 7 is baie. Dis verskriklik baie. En ek dink nie iemand was meer opgewonde oor die feit dat ek op pad was nie. Ek kan dit ook verstaan. Ek het op 'n stadium besef, ek het nooit 'n moment wat ek kan onthou, wat my ma op haar skoot getel het, wat sy vir my gesê het, sy is lief vir my, enigsins van haar kant af nie. Ek het 2 fotootjies van myself, ek het met 'n nanny groot geword, en die een van hulle hou ek nou nogal 'n hoender vas. Maar, ek het groot geword in hierdie milieu van ek is in die pad. Daar's altyd iemand wat belangriker is as ek. Gaan speel jy met iemand anders, jy's net 'n stertjie, ons wil jou nie as deel van ons groep hê nie. En dit was die familiekring waarin ek groot geword het, want my suster is 6 jaar ouer as ek, en dan is ek die laatlam. Nou wat gebeur in hierdie proses van, gaan weg, jy gaan nêrens heen nie, jy's in die pad, jy's niks werd nie, jy's nie goed genoeg nie. Iets kom lê in jou binneste. Want ons onderbewussyn kan nie onderskei tussen die waarheid en dit wat ander mense vir jou sê, hulle opinies van jou, of 'n grap wat iemand met jou maak, of 'n neerhalende kommentaar nie. Jou onderbewussyn vat al daai inligting en woordjie vir woordjie, aksie vir aksie, verwerping vir verwerping, wegstoot vir wegstoot, word al daai inligting in ons binneste gebeere. En nou is die Here baie slim, want hy weet, God het die sielkunde geskep nog voor die sielkunde homself geskep het, né? So die sielkunde leer vir ons dat ons is wie ons dink ons is. En ons kan net doen, optree, funksioneer, mens wees in lyn met wie ons dink ons is. Maar nou kom die Here in Spreuke 23 vers 7 en hy sê vir ons, soos 'n mens in sy hart bereken, so is hy. So al hierdie inligting wat ons so deur die loop van tyd bymekaar maak. En ek wil myself hier in die rede val en net vir jou sê, hierdie gebeur al vandat jy in jou moeder skoot is. Vandat my ma met my swanger was en ek het 'n kursus gedoen op 'n stadium waarin die professor vir ons dit uitgelig het. As die mamma nie die baba wil hê nie, dan is daar reeds verwerping wat jy ervaar terwyl jou ma met jou swanger is. En my belewenis in die oefening wat ons gedoen het die dag saam met hom,
was dat ek met my rug na my ma toe lê en dat daar half 'n wegstoot van haar kant af was. En dis die dinge wat jy nie eers weet nie, want onthou jy kan haar stem hoor, so jy hoor alles wat gesê word. En as 'n mamma vreeslik hartseer was oor sy swanger was met jou, of gehuil het of geraas het daaroor, dan is dit alles inligting wat reeds voor geboorte in jou onderbewussyn gestoor word. So nou hierdie inligting word die bril waardeur ek en jy na die lewe kyk. Dis hoe ons na mense kyk, dis hoe ons na onsself kyk, dis hoe ons kyk na dinge wat met ons gebeur. Jy word byvoorbeeld nie genooi na 'n verjaarsdagpartytjie toe van 'n maatjie nie, of 'n vriend of 'n vriendin, of as 'n volwassene nie, en onmiddellik skop al daai negativiteit wat jy in jou binneste bymekaar gemaak het in, en onbewuslik sê jy vir jouself, ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie goed genoeg vir my ma gewees nie, ek is nie goed genoeg om 'n vriend of 'n vriendin te wees nie, en so stelselmatig word al hierdie dinge die bepalende faktor in ons lewens. En toe ek nou met die sielkundige aspekte van hierdie goed te doen gekry het ek saam met 'n goeie vriend gaan kyk, en ons het sekere tekens uitgelig wat bepalend is, waarskuwingstekens van die probleem van my en jou as ons 'n identiteitskrisis het. En een van die eerste goed wat gebeur is dat ons 'n pessimistiese uitkyk op die lewe het. As iemand vir jou iets sê, of vir jou iets gee, of vir jou 'n uitnodiging gee, het jy altyd, ja maar, nee ek kan nie. Iemand gee vir jou 'n donut, dan sal jou spontane reaksie wees, goodness, hoekom is die gat so groot? Of iemand nooi jou saam om hier by die botaniese tuine te gaan piknik hou, dan is jou reaksie, nee wat, daar's mure, dit gaan 10-1 reën, daar's te veel mense daar, dis net 'n lawaai, so ek wil nie hierdie goed doen nie. Die tweede ding is dat jy 'n gebrek aan selfvertroue het om jouself aan te bied op 'n sosiale vlak. Hoekom? Jy is bang vir verwerping, onbewuslik. Het jy al klaar hierdie belewenis van ek is nie goed genoeg nie, so nou is ek versigtig vir vriendskappe. Ek is versigtig om in 'n verhouding betrokke te raak, want ek het net hierdie mens wie ek is, en dis al vir wie ek vir jou kan aanbied. As jy nie daarvan hou nie, gaan jy my verwerp. So nou beskerm ek myself en ek onttrek. Ek trek terug. Ek maak verskonings. Ek wil nie saamgaan nie. Ag, ek het nie nou tyd nie, of ek het klaar aan 'n afspraak. So jy begin wegskram van sosiale verhoudings, omdat jy onseker voel oor jouself. Jy's huiwerig en ongemaklik. En dan 'n baie belangrike ding waarmee ek gesukkel het, is kritiek. Nou niemand van ons hou van kritiek nie, want weet julle wat, as ons iets doen ons dit nie met die oog daarop om fout te maak nie. Ons probeer ons bes te gee, het sy in die werkplek, of by die huis, of om daar familieetes te reël, of die vakansie te reël, jy doen al die moeite wat jy kan, en dan kom iemand, en dan sê hulle vir jou, het jy enigstens navorsing gedoen oor hierdie plek waar ons nou gaan bly? Met ander woorde, kritiek is nie vir ons lekker nie. Want kritiek lewer kommentaar op ons werksverrigting. Die Engels het 'n mooi woord, our performance. En ons kan ons werkverrigting altyd verbeter, maar ons kan nie ons menswees verbeter volgens ons nie. En dan kom ons in hierdie negatiewe spiraal, in hierdie raamwerk van ons gedagtes, hier funksioneer ons. En jou onderwysers het ek vir jou gesê, hy bære alles, en dit word jou waarheid. Nou, as hierdie goed dan nou deel van ons realiteit is, wat doen ek om 'n positiewe selfbeeld wel te kan bou? En dit is so wonderlik, is eintlik verskriklik eenvoudig, maar dit verg insette en moeite en 'n besluit van my en jou af. Ek moet ophou aandag gee aan dit wat die mense rondom my van my sê, en ek moet gaan na die waarheid toe. Wat is die waarheid? God se woord is die waarheid. Net wat hy van my en jou sê is die waarheid. Die ander mense is almal hoenders in ons lewens, met hulle eie pyn en hulle eie gebrek aan identiteit, en hulle projekteer dit weer na ons toe. So nou moet ek my afskei van daai insette af, en ek moet na hy woord toe gaan, want God sê vir my 'n klomp goed wat my identiteit bepaal. Ek gaan 'n paar van dit vir jou uitlig. Die eerste ding wat hy vir ons sê is in Efesiërs 1, hy het ons gekies. Gaan werk daai hele stuk daardeur spesifiek uit die message uit, waar hy sê, I had my eye on you. I've been thinking of you, and I was satisfied with my choice, and I have chosen you to be whole and holy. Hy het ons gekies om mens te wees.
My ma en my pa is 'n toevalligheid in aanhalingstekens in hierdie hele proses, want God het besluit dat ek mens gaan wees nog lank voor hulle gebore is. En in hom vestig hy my identiteit, my waarde, sy agting vir my, sy omgee vir my. En dit kom alles uit hierdie stuk uit, wat ek nie tyd het om met jou deur te werk nie. Gaan lees dit asseblief vir jouself. Maar die wonderlike wat hier uitkom is, hy was so tevrede met sy keuse van my en jou. 'n Volgende wonderlike gedeelte is Johannes 1 vers 12, waar hy vir ons sê, as ons hom aanneem, dan maak hy ons deel van sy gesin, sy binnekring, sy huishouding, sy familie, daar waar ek kan ingaan, die yskas kan oopmaak en enigiets uithaal, my voete op die tafel sit, gemaklik wees, want hy aanvaar my as sy kind. Nou, ek het baie keer gedink, ek is aangeneem, en daar het vir my 'n stuk vastigheid gekom van, dit maak nie saak wat rondom my gebeur het nie, wat nou binne in my gebeur, dit is pertinent, want dit gaan oor die waarheid van wat God sê, en ek is deel van sy gesin. En Psalm 139, julle ouens gaan werk dit deur, dit is so fenomenaal. Hy sê daar vir ons, sy hand is op ons skouer, hy weet elke ding van ons. Julle, dis mos nou iemand wat omgee vir jou, dis iemand wat lief is vir jou, dis iemand wat betrokke is by jou, wat op daai vlak met jou moeite doen. So sy hand is op ons skouer, hy's voor ons, hy's agter ons, hy's alkante rondom ons, gaan werk deur daai Psalm. Hy ken elke gedagte, hy weet elke woord, nog voor ons dit gesê het. Hy weet as die haar van ons kop aanval. So gee hy vir ons om. En dis waar ek my identiteit gaan soek, is in wat sê God van my. Hy gaan aan in Psalm 139 en dan sê hy vir ons, maar jy is kunstig geweef. Ek het jou gevorm in jou moederskoot. Ek weet alles van jou af. Ek het jou gekies. Jy's besonder. Jy is spesiaal. Ek gee om vir jou. Julle ouens, en soos wat 'n mens met hierdie waarhede begin werk, gebeur daar iets in jou binnekant. Begin jy vars word in jou denke. Begin jy nuut word. Begin die hoender wees en die skrop en die pik en die fladder. En julle weet hoe stink hoendermis, né? Begin 'n ou 'n bietjie wegbeweeg van dit af na die waarheid toe, en dit is wat God vir ons sê. Dan kom Jeremia 29 vers 9 tot 11 sê hy vir ons, maar ek weet wat ek vir jou beplan. 'n Goeie toekoms, voorspoed en nie teëspoed nie, 'n hoop en 'n verwagting. Dis my eie weergawe van 'n paar vertalings, okay? So hy het ons gemaak met 'n toekoms. Ons is nie sommer maar nie, ons is nie terloops nie, ons is nie verniet nie. Hy het ons gemaak, want hy het 'n plan, ekskuus, met my in jou lewe. Hy gun my oorvloedige lewe, Johannes 10 vers 10, toe ek hierdie die eerste keer lees, toe weet ek mis iets wat hierso staan. En Johannes 10 vers 10 sê Jesus vir ons, ek het gekom, dat jy lewe en dit in oorvloed kon hê. En ek het vir hom gesê, maar Here, ek het nie hierdie oorvloed nie. Ek sien dit ook nie in die Christene rondom my nie. Leer vir my, wys vir my, hoe kry ek hierdie oorvloed? En ek wil vir julle vandag sê, daar's net een geheim. En jy met jou neus en jou oë en jou gees en jou intellek en jou hart en jou wese moet jy in die woord inkry, sodat jy kan leer, wat sê God van jou? Want dit is die hele fondasie. Dit is die basis van ons menswees. Ek kan nie gemaklik mens wees, in 'n verhouding met Chris wees, of in 'n verhouding met my kinders wees, of met my vriende, as ek nie gemaklik met myself is nie. En ek kan net gemaklik met myself wees, as ek weet, dat ek weet, ek is goed genoeg, en God kom sê dit vir my en jou. Ag, hy sterf vir ons word bewoon deur die Heilige Gees, ek kan so aangaan, hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie, hy is aan my kant, saam met hom kan ek 'n bendestorm loop en oor 'n muur spring, ek is die appel van sy oog, ek sit aan sy regterhand, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, ek is die kop en nie die stert nie, ek is meer as 'n oorwinnaar, dit het ek nou klaar gesê, hy sal elke behoefte van my ontmoet na sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Ons het arm groot geword, daar was nie geld vir my nie, en ek moes altyd laaste in die ry staan, en dit het my laat voel, ek is nie goed genoeg nie, of ek is nie belangrik genoeg nie.
En hierdie God kom en sê, maar ek, wat God is, the cattle on 1,000 hills belong to him. Hy sal elke behoefte van jou ontmoet. Want hoekom? Hy's lief vir jou. Hy het jou gekies, hy het my gekies om mens te wees. Almal rondom my kan vir my sê ek is niks werd nie. Dit sal my nie soveel raak nie, want ek weet, nie net intellektueel nie, maar ek weet nou in my gees en in my hart weet ek is goed genoeg, want hy sê so, en hy is al een wat saak maak. Ek is sy kind, ek is vergewe, hy verstaan my, Jesaja 53 vers 3. Julle, en so kan ek aangaan. Hierdie skrifgedeeltes moet jy vir jouself gaan soek. Jy moet hulle ontgin, en ek gaan later vir julle sê, wat doen ons daarmee? Hoe herprogrammeer ons onsself? Ek hoef voor niks besorg te wees nie. Die werk wat hy in my begin het, baie belangrik, Filippense 1 vers 6, sê hy vir ons, sal hy voleindig, tot die dag wat Jesus weer kom. So ek en jy moet weet, hy is met ons besig. Hy sê ook vir ons op 'n ander plek, kyk, die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword. En daai skrif, daai waarhede, moet jy nou in jou hart kom deponeer, sodat jy vars en nuut kan word, en nuut begin dink. En dan kom Paulus in Romeine 1 vers 12, en hy sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Moenie dink soos almal rondom jou nie. Moenie aanvaar wat die mense vir jou sê nie, maar kom hoor, kom vernuwe jou gedagtes, en kom vind uit, wat sê God van jou. En hierdie is 'n sleutel tot 'n nuwe identiteit. Want God se stem is die stem van die waarheid. God se woord is die waarheid, is die fondamente van ons identiteit. Daar's baie stemme in ons lewens. Dis die stem van 'n vreemdeling. Dis die stem van iemand anders wat nie vir ons omgee nie. En daarna moet ek ophou luister. Nou wil ek vir jou sê, jy vat hierdie skrifgedeeltes, jy kry vir jou 'n joernaal en jy begin hulle neerskryf. Ek is gekies deur God. Ek is goed genoeg. Hy het my kunstig gemaak. Kort sinnetjies. Jy gaan skryf so 4 of 5 van hulle neer, jy herhaal hulle. Jy skryf hulle in die oggend, jy skryf hulle in die middag, jy skryf hulle in die aand. Ek het met my joernaal rondgery, en as ek by 'n robot gestop het, het ek hom gevat en weer hierdie waarhede vir myself net gelees. En ek wil jou uitnooi om dit te doen, want dit is hoe jy jouself herprogrammeer, en dis hoe jy die gemors uitkry. Nou wat maak ek met negatiewe gedagtes? En dit het die Here vir my soewerein geleer hierdie. Was 2 Korintiërs 10 vers 5. Ek neem elke negatiewe gedagte gevange, en ek onderwerp dit in gehoorsaamheid aan Christus. En dan Filippense, ek vervang dit met die waarheid. Wat is die waarheid? Hierdie dinge wat ek nou met jou gedeel het. Wat ek ook gedoen het, was ek het 'n papier gevat, en ek het alles wat ek gehoor het deur my lewe. Man, jy's in die pad, jy's nie goed genoeg nie, jy kan nie koek bak nie, jy's lelik, jy's dit. Al daai goeders het ek gaan neerskryf. En ek het 1 Johannes 1 vers 9 beoordeel geskryf, waar die Here sê, ek vergewe jou. Nou, dit is nie noodwendig goed wat ons verkeerd gedoen het nie. Maar die tweede gedeelte van daai skrif is so wonderlik, waar hy sê, ek reinig jou van alle ongeregtigheid. So hierdie goed, wat die hoendermense in ons lewe ingedeponeer het, is ongeregtigheid. Dis die stem van die vreemdeling, dis onwaarhede, né? Nou vervang ek hulle met God se waarhede, en ek het 'n streep deur hierdie goed getrek, met 'n dik koutjie pen, ek het 1 Johannes 1 vers 9 daaroor geskryf, skeer dit stikkend, gooi dit weg, steek dit aan die brand, doen 'n simboliese aksie, wat daai goed uit jou uitkry. Die sielkunde leer vir ons, as ek 'n ding neergeskryf het, dan het hy al 'n bietjie afstand gekry in my lewe. So gaan skryf daai goed neer, brand hulle, doen iets met hulle, wat vir jou dan sê, ek maak klaar met hierdie, ek begin nou my nuwe reis in my joernaal, saam met God, ek gaan hierdie gedagtes neerskryf, ek gaan hulle herhaal. Die sielkunde leer vir ons, jy moet iets 21 keer herhaal, voordat jy dit onthou. Nou, van die geestelike ouens sê, ons moet hierdie goed 40 keer herhaal, want dis die tyd wat Jesus in die woestyn was. Die keuse is jou nou, kort sinnetjies, herhaal hulle, as jy 21 dae klaar is, dan vat jy die volgende groep sinne, en jy gaan so met hulle aan. Ek het boeke en boeke en boeke vol geskryf, met hierdie goed. En weet julle wat? Wanneer die moeilikheid kom, dan kom daai gedagtes terug. As iemand weer kom en vir jou sê, man, jy's simpel, of jy kan nie hierdie ding doen nie, of jy's nie goed genoeg nie, dan sê, wat het Jesus gesê, toe hy in die woestyn was? Daar staan geskrywe, ek is goed genoeg, ek is gekies, ek is meer as 'n oorwinnaar. Dan skop daai goed in, en so ontwikkel jy jou identiteit in Christus. 'n
'n baie belangrike ding wat ons moet leer, is om vir onsself lief te wees. Nou, ek wil vir julle sê, ek het gesukkel met hierdie ouetjie, want as jy groot word met al hierdie negativiteit, is dit baie moeilik om van jouself te hou. En om te aanvaar dat hierdie God, wat so wonderlik is, lief is vir jou. Ek het selfs gesukkel om te aanvaar dat hierdie Chris, hierdie wonderlike man met wie ek getroud is, vir my kan lief wees, want dan ek is dan hierdie simpel mens. En soos wat ek ontwikkel het ek geleer, maar ek is okay, en ek kan vir myself nie wees, want God is lief vir my. Ons moet ophou om hierdie kritiek waarna ek net nou verwys het, persoonlik op te neem. Want weet julle, ons kan ons werk verrigting, ons kan ons performance verander, maar ek bly kosbaar, al maak ek 'n fout. En dan moet ek groot genoeg wees om te sê, ek is jammer, as ek iets gesê het, of jou te nagekom het, vergewe my asseblief, maar ek is nie slegter, omdat ek iets verkeerd gedoen het nie. Ek het net 'n fout gemaak. En foute kan ons regmaak, meeste van die tyd, belangrik, aanvaar verantwoordelikheid vir jou foute. Want dan kry jy geloofwaardigheid by mense. Kritiek is nie gemik op jou persoon nie, glad nie, maar op hierdie werksverrigting. So jy bly aanvaarbaar en spesiaal, al het jy 'n fout gemaak. Die tweede ding wat ons moet leer is om onsself te regverdig en te verdedig. Julle en ek was goed met hierdie. Ek onthou ons sit een Sondag by Chris se ma. Nou, in ons tyd op 'n Sondag was daar hierdie tradisionele ete. Die tafel het gekreun onder al die kosse. Dit was 'n hoender en 'n skaapbout en 'n dit en 'n dat en boontjies en patats en nog en 'n breinpudding of 'n doefpudding iewers op 'n ander tafel. En ons sit aan hierdie tafel met die hele familie en sy sê vir my, nou Hannetjie, sê gou vir my, hoekom moet jy nou weer gaan staan en swanger raak? Want op daai stadium was ek swanger met Etienne, ons jongste seun, en ek en Chris was nie finansiëel op 'n baie goeie plek nie. En dit was haar kommentaar aan tafel. En daar daal hierdie stilte om ons neer. En my verwagting is dat Chris vir haar sal verduidelik wat sy aandeel in hierdie saak is, want hy is mos nou die held in hierdie verhaal. Maar wat doen Chris? Hy bly doodstil. En toe ek kan nie onthou wat ek al geantwoord het nie, ek het seker een of ander onsinnige iets gestotter of gestammel. En toe is huis toe ry, toe sê ek vir hom, weet jy wat, ek het verwag dat jy my sou verdedig in hierdie proses saam met jou ma. En daar het Chris vir my 'n vreeslike belangrike ding geleer. Hy het vir my gesê daai dag, ek en jy hoef ons besluite by God uit te klaar. Ons kry toestemming by hom vir die dinge in ons lewe. Ek hoef nie vir my ma of aan enige iemand anders te verduidelik hoekom ons goeders doen nie. So nee, ek hoef nie vir haar te verduidelik nie, en jy ook nie. En dit was vir my 'n belangrike les, want ek het altyd gedink, as ek vir jou verduidelik, dan is ek minder simpel. En dan gaan jy verstaan hoekom ons 'n besluit geneem het, en dan sal dit goed wees. Maar Chris het vir my daai dag geleer, ek hoef nie dit te doen nie. En weet julle, uit hierdie onsekerheid uit funksioneer 'n mens onbewuslik, want jy het nie 'n ander raamwerk nie, totdat jy vir jou 'n nuwe raamwerk skep en bou deur die verandering van jou denke en die vernuwing van jou verstand, soos wat ek reeds verduidelik het. Die volgende ding is om te weet dat ons geniet het om te skinder. Dis nogal 'n interessante ding. Mense met swak selfbeelde of swak identiteit of gebrekkige identiteit hou daarvan as hulle kan bewys dat hulle op 'n sekere vlak beter funksioneer as iemand anders. Kom ek maak dit prakties. Byvoorbeeld, het julle gesien as julle by Pieternel en Eloise kuier, hulle ruim nie hulle kombuis op by die aande nie, want daai kombuis staan vol van al die vuil skorrelgoed van die ete en die koffie en al die goed. Dis verskriklik. Mens kan mos nie dit doen nie. Want hoekom? Jy ruim jou kombuis op. Nou dink jy funksioneer op 'n ander vlak as hulle wat daai aspek aanbetref. Nou vertel jy vir die ander van dit, want dit laat jou beter voel oor jouself. Of ons sê by 'n gebedsgroep, weet julle wat, ons moet 'n bietjie bid vir Chris en Hannetjie. Jy moet hoor hoe praat Chris met sy vrou. Hy's verskriklik ongeduldig en ongeskik met haar. Ons alle het regtig ons gebed nodig. Want hoekom? Jy's nie op daai vlak nie, nou laat dit jou op een of ander manier beter voel oor jouself. Het julle gehoor? Is dit nie verskriklik nie? Wat doen daai mense se kinders? Weet julle waartoe gaan hulle as hulle op 'n Vrydag aand uitgaan? En so gaan ons aan en aan en aan en aan. Skinder is wanneer ons onseker is oor onsself en ons iemand anders wil aftrek na ons vlak toe
want ons kan nie op hulle vlak funksioneer nie. En ja, ek verstaan, ons het almal vertrouelinge in ons lewe. Daar is situasies wat vir ons moeilik is, en waaroor ons moet praat met iemand. Dis nie waarvan ek praat nie, ek beskou dit nie as skinder nie. Skinder is wanneer jy doelbewus vir iemand anders iets vertel van iemand in jou lewe, omdat dit jou beter laat voel. En dan ervaar 'n mens dikwels 'n onvermoë om God se liefde te aanvaar. Ek het effens daarna verwys. Ons kan nie glo dat iemand vir ons kan lief wees nie. Wat nog hierdie God wat die heelal gemaak het? Hoe kan hy vir my lief wees? Hoe kan ek vir hom belangrik wees? As ek vir die mense wat ek kan sien, ek is nie eers vir hulle belangrik nie. Hoe werk hierdie ding? So, selfliefde, en hierdie items wat ek nou genoem het, en daar is nog baie, die sielkunde hou vir ons nog 'n hele klomp ander goed voor, maar die sielkunde bepaal, sê vir ons, en die woord bepaal, dat ons moet vir onsself lief wees, en die Here gee dit vir ons in die skrif, wanneer hy sê, hierdie is die grootste gebod, dat jy God moet lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en saam met dit, moet jy jou naaste lief hê, soos jouself. En toe ek daai ding die eerste dag raak lees, toe besef ek, hier lê 'n sleutel. As ek nie vir myself lief is nie, kan ek nie vir die mense rondom my lief wees nie, kan ek ook nie vir God in my lewe lief wees nie. So nou, het ek 'n klomp goed gesê. Nou waar kom al hierdie goed vandaan? Reeds van ons kinderdae af. Elke ervaring, elke gedagte, elke onderwyser wat 'n ding gesê het, ek het 'n wiskundeonderwyser gehad wat so oor sy bril vir my geloer het, dan sê, "Oh, Johanna," was in 'n Engelse skool, "How do you get to this answer?" My antwoord was elke keer, "I don't know, sir." Maar ek is deur matriek en ek het, hy het op die ouene vir my gesê, "Moenie probeer om enige somme klaar te maak nie. Doen net almal en jy sal genoeg punte bymekaar maak." So ek het groot geword met 'n konsep van ek kan nie somme doen nie. Tot ek nou na my kleinkinders begin kyk het in graad 1 en graad 2, woordsomme gedoen het en ek agterkom, maar woordsomme is taal en ek is goed met taal. So ja, ek kan somme doen. Niemand het my net geleer hoe om dit ordentlik te doen nie. So ons het al hierdie idees wat na ons toe kom en al hierdie kommentare en dit maak ons eie en dit word ons wêreld. Maar God sê nee, ek het gekom dat jy nuut kan wees, dat jy anders kan wees, dat jy kan wees wie ek wil hê dat jy moet wees. En ons moet poog om by daai mens uit te kom. Hy kan dit nie vir ons doen nie, hy het vir ons die woord gegee, maar ek en jy het 'n wil en ons kan kies om weg te gaan van hierdie hoender wees en om die arend te word wat hy vir ons in gedagte het. En dan, iets wat baie belangrik is ons selfspraak. Wat sê jy vir jouself aanhoudend? Hierdie negatiewe etikettering, ek het al daarna verwys. En dan word alles wat die ander mense vir jou sê, word jou selfspraak. En die slim mense sê vir ons dat ons dink so iets soos 14.000 sinne op 'n dag in ons koppe, in ons eie dink ons hierdie goed. En as dit iets is soos ek is niks werd nie, ek sal nooit iets bereik nie, ek is hopeloos, ek is 'n nul op 'n kontrak, ek dis niks nie hoor, ek sal nooit iemand kan wees nie, ek kan nie soos my suster wees nie, dit was een van my probleemareas, want sy was altyd lief vir koekbak en allerlei snaakse goed waarvoor ek nie lief is nie. En ek het net altyd besef, maar ek kan nie soos sy wees nie. So my ma kan nie vir my lief wees nie, want ek's anders. Ek het boeke gelees vandat ek baie klein was, het ek al die boeke, kinderboeke in die biblioteek opgelees. Ek was anders, maar ek was uniek. En ek het dit eers ontdek, toe ek groter geword het en met die Here besig geraak het. So pas op vir jou selfspraak. Neem hulle gevange, verwerp hulle, skeer hulle stukkend, skryf hulle neer en vervang daai selfspraak met die waarheid. Wat sê God van my? En afvat jy net 1 of 2 van daai goedjies en jy begin dit deponeer en jy begin werk daarmee, gaan dit jou hele beeld van jouself verander. Hierdie gedagtes is soos 'n opname wat die hele tyd speel. En ek het nou net op 'n stadium vir my boek gegee van Daniel Amen, wat sê, the brain is always listening. So jou brein luister die hele tyd. Of dit hard gepraat word, of dit binne gepraat word, hy hoor alles wat jy dink. En ek en jy kan nie bekostig om daai negatiewe goed vir ons brein te voer nie, want die brein beheer jou hele liggaam, benewens die Heilige Gees. So jy moet sorg dat jy vir jou brein die regte inligting gee om mee te werk. En dan, naas die selfspraak, het ons nog 'n verbeelding ook. Ons dink ons weet wat ander mense dink. Pas op vir daai een. Jy kom by die werk en iemand groet jou nie so vriendelik soos wat jy wil hê nie, en onmiddellik dink jy, hulle hou nie van my nie. Of ek is nie goed genoeg nie.
Dit is nie die waarheid nie. Daai persoon het dalk met haar man beklei of met sy vrou beklei voor hy werk toe gekom het. Hy sien jou nie eens raak nie. Of hy het iets ontstellende nuus gekry. En dan vat ons hierdie goed persone. So pas op vir verbeelding. Ons weet nie wat ander mense dink nie. En weet julle wat? Ander mense is in elk geval nie met ons besig nie. Ons is nie vir hulle so belangrik nie. En ons verbeel ons al hierdie goed en dit word alles deel van hierdie selfspraak waarmee ons besig is. So ons het nou almal hierdie gehoor, Pieter Nelle het al dikwels gesê in van sy preke. Jou gedagtes word jou emosies. Dit wat jy voel en ervaar, dit word jou gedrag. Dit wat jy doen. En dit word jou gewoontes. Gedrag gaan oor in gewoontes. As jy elke dag, as jy opstaan 'n koppie koffie drink, trust you me, as ek opstaan in die môre, is die eerste ding wat ek soek is my koppie koffie. Want ek drink al vir 40 plus jaar elke oggend 'n koppie koffie. Dis 'n gewoonte. Dit het 'n gewoonte geword. En as ons iets herhaal, word dit 'n gewoonte. En dit word 'n lewenswyse. So as ek die hele tyd negatief is oor myself, ek is nie goed genoeg nie, ek is niks werd nie, ek sal nooit iets bereik nie. As daai gedagtes posvat, gaan dit oor in gedrag en gewoontes en dit word ons eindbestemming. Ek sluit af met die laaste gedagte van hoe leer ek hierdie liefde vir myself prakties? Jy sien jouself as 'n wenner, is die eerste ding. Nou, hoe het ek 'n wenner geword? Kom ek vertel vir julle 'n mooi storie. Op 'n dag het jou ma en pa baie vriendelik geraak met mekaar. Inteendeel, baie vriendelik geraak met mekaar. En op 'n stadium het daar 'n skoot geklap. As jy nie weet watter skoot dit is nie, moet jy iewers met my kontak maak wat ek vir jou verduidelik van daai skoot. Maar toe daai skoot klap, toe sê die Heilige Gees vir jou, swem, sissa, swem. Swem, Boeta, swem. En toe neem ek en jy deel aan die eerste wedloop van ons hele lewe. Want hoeveel sperm word benodig om 'n eiersel te bevrug? Net een. En dit is ek en jy. Want hier sit ek vandag en daar sit jy. So ek en jy, die eerste wedloop waaraan ons ooit deelgeneem het ons gewen. Man, is ek 'n wenner of nie? Natuurlik is ons wenners. En wie het dit bepaal? God het dit bepaal. Ek het op 'n stadium by die Durbanse Universiteit met mediese studente gepraat en hierdie lesing aangebied en ek vra toe vir hulle, want ek sê altyd vir almal daar's 100,000 miljoen sperm teenwoordig in hierdie proses. En toe het hulle vir my gesê dis eintlik meer, maar wie dit getel het, kon hulle ongelukkig nie vir my sê nie. Maar weet net, jy's 'n wenner, want jy het die eerste wedloop gewen waaraan jy ooit deelgeneem het. Niemand mag vir jou sê jy's niks werd nie, want jy het klaar daar gewys, jy is die moeite werd. Hou op om jammer te voel vir jouself. Weet julle, ek tel op by mense, hulle voel so jammer vir hulle. En as ek met vrouens praat, dan sê ek altyd vir hulle, girls, suck it up. Ons het almal 'n storie om te vertel. Ons het almal moeilikheid. Maar weet jy wat? Kies vandag om anders te wees. Kies om nuut te wees. Verander jou gedrag. Henry Cloud, iemand wat ek groot respek vir het, sê in een van sy boeke oor grense, boundaries, ons het nie altyd inisiatief nodig en inspirasie nodig nie. Wat ons nodig het is dissipline. So die dissipline van besluitneming maak dat ek op 'n dag gekom het waar ek gesê het, toe ek hierdie goed die eerste keer gehoor het, en dit was in 19, om presies vir jou te sê, die naweek van die 20ste Oktober 1984, toe hoor ek hierdie lesing vir die eerste keer, en daai naweek het ek besluit, my lewe gaan anders word, ek is nie 'n hoender nie, ek gaan 'n arend word, ek gaan anders wees. Die besluit berus by my en jou. So hou op om vir jouself jammer te voel, jammer te help ons glad nie, gaan doen iets aan jou situasie. Voel die moeite werd. Hoe voel ek die moeite werd? Deur vir myself te sê, ek is 'n kind van God. Hy het my gekies. Ek is vir hom belangrik. Ek het op 'n stadium iewers raak gelees in 'n Engelse Bybel en ek kon dit nou nog nie weer kry nie, dat hy agting vir ons het. He has regard for us. So hierdie God wat my en jou hierdie wedloop laat wen het agting vir my en jou. So ek kan die moeite werd voel, want ek is die moeite werd. Moenie permanent beïnvloed word deur jou mislukkings nie. Ons neem almal besluite wat verkeerd is. Jy's dalk geskei. Jy het goed gedoen wat jy geweet het nie reg is nie. Jy het dalk dwelms gebruik. Jy het wat ook al gedoen. Weet jy wat? Dit staan en val nie daarmee nie. Dit gaan oor wat doen jy om daai mislukking, daai verkeerde besluit, draai om, vra om verskoning, erken teenoor die Here dat jy 'n fout gemaak het en gaan vorentoe met jou lewe. Dit is moontlik. Ons optrede
kan net verander as ek my denke verander. Ek kan nie my gedrag verander. As ek bly dink ek is simpel en niks werd nie, dan tree ek so op. Dan bied ek nie myself aan nie. Dan dink ek nie ek kan die werk doen wat ek moet nie. So ek kan nie my gedrag verander as my denke negatief bly nie. So ons het nodig om 'n nuwe bril te kry, nuwe insig te kry, 'n nuwe hart te kry. En dis waar Spreuke 4:23 so belangrik is, waar die Here vir ons sê, bewaar jou hart. Jy moet jou hart bewaar, meer as enigiets anders, want daaruit vloei die oorspronge van jou hele lewe. Gaan neem bestek op, gaan kyk, wat leef in jou hart op die oomblik, en begin dit verander, sodat jy nuut en vry kan word, en sodat jy kan word wie jy veronderstel is om te wees. En Eleanor Roosevelt het 'n so belangrike ding gesê, niemand kan my minderwaardig laat voel sonder my toestemming nie. Permission not granted. Ons kom almal in situasies waar daar mense is wat ons intimideer of ons ongemaklik laat voel. Weet julle wat, dis net wanneer jy jou houding bietjie verbeter en jy vir jouself sê, ek is goed genoeg vir God, so ek is goed genoeg. Punt. Maak nie saak wie wat van jou sê of wat van jou dink nie. Want kom ek vertel vir jou nog 'n geheim, almal gaan nie van jou hou nie. En dis ook okay. Ek sluit af met die vraag vir jou. Gaan jy 'n hoender bly? Of kom ek stel dit anders? Gaan jy 'n arend bly tussen die hoenders? Want ons het almal die potensiaal van die arend. Want dis hoe God ons gemaak het, om uit te styg, om anders te wees, om nuut te wees, om 'n verskil te maak, om die beste jy te wees wat jy kan wees. Gaan jy daai persoon word? Of gaan jy in die hoenderhok agterbly en tussen die hoenders pik en skrop en skarrel? Die keuse is net joune. En ek het goeie nuus vir jou vandag. Jy kan die arend word. Kies vandag om die arend te word. Begin werk met hierdie negativiteit. Vra die Heilige Gees om jou te help. En begin treukie vir treukie vorentoe te gaan. En as jy vashou, is jy welkom om my te kontak. Maar jy kan net soos ek, uit die hoenderhok uit, vrykom en die arend word wat sweef, saam met al die ander arende daarbo. Sterkte met jou reis.